Goeiemiddag collega's, dit is dan nou 2:30. So ons gaan begin met hierdie diagnostiese verslag ontleed terugvoering. En terugvat na die klaskamer toe. Begin, sal julle sien wat is die diagnostiese verslag en hoe benader dit dan in 'n ander hier is 'n baie ons dan moet ons verbetering ons kan benader sodat ons kinders nie weer in dieselfde slag gaan trap nie. Hoe jy dit dan benader is hoe ek vir jou vandag gaan wys, waarna jy moet gaan kyk en hoe kan jy dit dan toepas sodat jy nie weer of dat jou kandidaate nie weer dieselfde foute maak nie. As ons begin, gaan ons net sommer kyk na 'n oorsig van die prestasie in Afrikaans huistaal vir die afgelope 5 of 6 jaar. Dat 4% meer, en dan sien in 20 het daar 98% van ons leerders Afrikaans huistaal geslaag, en dit is nou nasionaal, en in 2025 het dit gespring met 0,2% en daar het 98,4% van die Afrikaans huistaalleerders die vak geslaag. Dan wil ek hierdie vir julle wys. Ek doen die standaardisering vir Afrikaans huistaal elke jaar na die eksamen. En hier sal julle kan sien wat dit is wat hulle doen per vraag. Nou ek het vir Christel ook gesê dat ek gaan regtig probeer dat julle dat ek hierdie uitkry na al die vakadviseurs in die Vrystaat toe voordat julle startup workshops het aan die begin van die jaar, want dan kan julle sien hierdie is net vir die Vrystaat hoe die leerders gevaar het. So as ons na daardie ontleding gaan kyk vir vraag 1, die begripstoets, sal julle sien dat ons leer die klein getrap met vraag 1.2 het 38% uitgemerk. Vraag 1.2 het 26% uitgemerk en dan vraag 1.9 het 39% uitgemerk en dan vraag 1.13 redelik swak en gevaar. Is ja, dit is klein met vraag 1.14 2, waardoor dit is dan die gemiddeld vir die begripstoets sal julle sien, daar is algemene foute en wanopvattinge wat hulle vir ons identifiseer het toe hulle hierdie diagnostiese verslag saamgestel het in verband met die begripstoets met vraag 1 van afdeling A. Nou die eerste een was dat die kandidaate lees nie die teks deeglik deur nie, hulle soek lees vir antwoorde. So hulle gaan kyk byvoorbeeld na vraag 1.1 en dan sien hulle die vraag handel oor die titel en die subtitel en dan gaan lees hulle daar wat is die vraag en dan gaan soek hulle dit in die leesstuk sonder om eers die leesstuk deur te lees. Dan die multipunt vraag bly 'n groot probleem vir ons kandidaate. Hulle weet nie altyd as dit 'n 2 of 'n 3 punt vraag is, hoe om dit te benader nie en dan los hulle dele van die antwoorde uit en dan kry hulle nie die punte wat hulle moet kry nie. Dan ook die kandidaate met onnodige herhaling van die vraagstelling in hulle antwoord vermy. Ons moet daarop let dat as ons kinders bewus maak daarop, of ons leerders, dat hulle nie elke keer die vraag moet begin of met hulle antwoord nie. So hulle moet nie eers die vraag in hulle antwoord skryf nie, want dit maak hulle antwoord baie lomp en dan sukkel die merkers om te sien waar is die korrekte antwoord nou, waarvoor hulle moet soek. Dan die kandidaate het onnodige lang antwoorde of verduidelikings by 1 punt vra. Ek dink baie keer die kandidaate wil
seker maak dat hulle kry die punt, maar nou sit hulle onnodige goed by in hulle antwoord en dit belemmer dan die feit dat hulle en baie keer as hulle daai vraag dan so omskryf of hierdie volledige antwoorde van stapelvrae. So daar gee hulle vir ons die voorbeeld, die kandidaate laat by 2 of 3 punt antwoorde dikwels die eerste deel van die antwoord uit. En dit beïnvloed dan die res van die antwoord ook. En dan laastens, die kandidaate weet steeds nie dat funksiewoorde as deel van die antwoord by vrae oor effektiwiteit, soos wat ons sal sien in vraag 1.2 en 1.13, en die funksioneel, die vraagwoord daar, by vraag 1.8 noodsaaklik is nie. Nou, ek gaan nou hierna verwys hoe ons dit moet onderrig, en ek dink julle sal met my saamstem as ons terugdink aan vraestel 1 van 2025, en ook aan vraestel 2 van 2025 was daar baie funksiewoorde gewees in die vraag. En dit het deurlopend voorgekom en dit het gemaak dat die kinders dan nie hulle punte kan kry nie. Dan nog foute as ons aangaan, die kandidaate slaag dikwels nie daarin om die kernwoorde in 'n vraag korrek te interpreteer nie, soos byvoorbeeld by vraag 1.1.2. Hulle het vir hulle gevra daar, wat wil die skrywer met die insluiting van die woord tog in die subtitel bereik? So ons leerders weet dan nie, hoe moet hulle dit benader nie, en wat is die invloed dan van daai vraag op die invloed van die antwoord nie? Dan die vraag oor ironie, dit bly 'n groot uitdaging vir baie kandidate, en dit bly ons verantwoordelikheid as onderwysers om dit die heeltyd te onderrig en hulle bewus te maak hoe om hierdie vraag dan te beantwoord. Dit is baie belangrik, ons kandidate moet onthou dat ironie twee kante van 'n saak het. Ons moet na die twee kante gaan verwys, anders kan ons nie die punte kry nie. Dan die voorstelle ter verbetering. Eerstens het ek daar gesit, daar moet klem gelê word op die verbetering van leesbegrip en leesspoed, asook die vaardighede en die woordaanpakvaardighede om die betekenis van woorde binne konteks van die teks af te lei. Wat ek daarmee bedoel is, ons moet in die klas 'n begripstoets onderrig. Ons kan nie net vir leerders 'n begripstoets uitdeel en dan vir hulle sê hulle moet die vrae beantwoord en ons merk môre die vrae nie. Jy moet eers daardie begripstoets, daardie vaardigheid, moet jy eers vir jou kandidate verduidelik. So hoe ons 'n begripstoets moet benader, is ons moet vir ons leerders leer, hulle moet na die titel gaan kyk. So die titel van die November eksamen was slimmer fone, maar dommer breine. En dan moet jy vir jou leerders verduidelik, wat is die doel van 'n begripstoets? Nou jou brein het verskillende boksies. En my inligting en my vooraf kennis wat my brein gestoor het, gaan verskil, definitief verskil en van toepassing is op dit waar hierdie teks gaan handel. En dis die doel van die titel dan, om my brein se vooraf kennis te gaan opdiep of op kan delf, maar jy dan verder lees, sit hy weg wat nie van toepassing is nie, sodat hy net kan fokus op dit wat hier staan. So dis baie belangrik dat ons leerders moet leer, hulle moet eers na die titel gaan kyk. Die daaroor gaan dink, wat is dit wat ek weet van slimfone? Wat is 'n slimfoon? Hoe beïnvloed daai slimfoon? Want die titel sê maar, so daar kom 'n teenstrydigheid, dit maak my brein dommer. Wat weet ek van die spesifieke doel? Ons weet, oor die afgelope paar jaar, vra die paneel baie meer vrae, byvoorbeeld oor hoe die titel en die subtitel verband hou met mekaar, of wat is die funksie van die subtitel. So ons moet ons leerders leer dat daar 'n spesifieke doel met 'n subtitel is. En dan gaan ons vra of ons begripstoets begin lees.
Dan moet ons hulle leer, as hulle by iets kom wat hulle nie verstaan nie, moet hulle daai woordaanpakvaardighede gebruik. Dit beteken, hulle moet gaan probeer om die kern van die woord te kry. Hulle moet die woord morfologies gaan oplos, sodat hulle by die kern kan uitkom. Dan is daar dalk 'n voorvoegsel wat 'n ont of 'n on gaan hê wat die negatiewe vorm kan aandui, of die ge wat die verlede tyd aandui. En so kan hulle met woordaanpakvaardighede hulle woorde begin ontsyfer wat hulle nie verstaan nie. En dan kan dit dalk vir hulle die betekenis van daardie Ons moet van vorige jare se matriek eindeksamen vraestelle gebruik maak. Dit help ons kandidate ongelooflik baie om eksamen fiks te word, om te weet min of meer wat om te verwag en hoe hulle dit gaan vra. Maar dis baie belangrik, in graad 10 kan ons nie net ou eksamenvraestelle gebruik om ons leerders voor te berei nie, want die konteks moet ook onderrig word. Ons moet eers seker maak dat hulle verstaan die basiese taalreëls en taalbegrip wat daarmee verband hou, voordat ons hulle kan vraestelle laat inoefen. In graad 12 bly dit die onderwyser se verantwoordelikheid om seker te maak dat as jy sien in hierdie vraestel wat ons nou geoefen het, verstaan my kinders nog nie leidende en bedrywende vorm nie, dan moet jy teruggaan en jy moet seker maak dat jy dit eers vir hulle gaan verduidelik, voordat jy kan aangaan met ander werk. Dan ook ons rus ons leerders toe, veral ons swakker lesers, met 'n definitiewe resep of metode. En wat ek hiermee bedoel is dat dit is juist wat ons in die klas moet gaan oefen. Hoe benader ek daai begripstoets? Ons begin met die titel, ons gaan kyk wat sê die subtitel vir ons, hoe hou die subtitel verband met, en dan begin ons paragraaf lees. Belangrik ook, julle moet vir julle leerders daarop wys dat die vraag gaan kronologies volg. Paragraaf 1 iets, paragraaf 4, dan 2, dan dit nie doen nie. Die vraag gaan volg volgens die paragrawe se nummering. Dan ook moet ons gaan kyk na ons leerders onderrig dat die eerste antwoord wat aangebied word, nagesien word. So dis baie belangrik dat hulle moet oefen dit wat gevra word en hoe dit gevra word in die volgorde van die vraag. Dit is hoe my antwoord ook moet verloop. Ek kan nie rondspring en sekere goed in die vraag in my antwoord gaan sit nie, want die merker gaan dit nie so nasien nie. Dan ook nog 'n voorstel, ontmoedig die leerders om antwoorde met behulp van kolpunte of streepies te struktureer. Ons leerders moet leer dat as 'n stapel vrae is, moet jy die eerste deel van die vraag beantwoord en dan gaan jy na die tweede deel toe, maar moenie 'n kolpunt daar sit nie, want baie keer raak hulle verward en benader hulle hierdie vraag verkeerd en dan kan die merker ook nie die vraag merk nie, want hulle het van kolpunte gebruik gemaak en dan is daar nie 'n verloop in my antwoord nie. So asseblief leer julle leerders ook dat hulle moet in sinne hulle antwoorde aanbied. Hulle moenie kolpunte gebruik om te verwys wat hulle denkproses of die verloop van die antwoord is nie. Dan nog voorstelle ter verbetering by die begripstoets. Benadruk dat die ja-nee vraag en die evalueringsvraag gemotiveer moet word. Baie belangrik. As hulle vir ons leerders iets vra oor soos by 1.2, waarom dink jy is paragraaf 1 'n effektiewe inleiding? Moet hulle gaan en hulle moet dit kan motiveer. Nou in hierdie geval het hulle klaar vir jou gesê dit is effektief. So jy hoef nie te sê ja, dit is effektief of nee, dit is effektief nie. Jy kan net gaan en gaan sê waarom dink hulle is dit 'n effektiewe inleiding. Maar ek benadruk dit weer. Die leerders moet geleer word, dit moet binne konteks beantwoord word. Hulle mag glad nie generiese antwoorde gee nie. So hulle kan nie net byvoorbeeld iets gaan sê soos byvoorbeeld paragraaf 1 is effektief want dit sluit aan by die subtitel nie. Dit is nie 'n effektiewe antwoord nie, dit is 'n generiese antwoord. Hulle moet dit gaan omskryf binne die konteks van die begripstoets. Nog 'n voorbeeld wat ek net vir julle wil gee oor hierdie tipe vrae. Is byvoorbeeld by vraag 1.13 waarin ons leerders die swakste gevaar het.
Hulle sê daar die retoriese vraag dra tot die effektiwiteit van die advertensie by. Bewys hierdie stelling. So weer eens moet hulle gaan sê, waarom is die retoriese vraag? So hulle moet in hulle antwoord gaan sê, die retoriese vraag dra tot die effektiwiteit by deur, en dan begin hulle punte vir ons gee. Maar hulle hoef nie nou daar ja of nee eers te gaan antwoord nie, maar hier probeer hulle maar net sê, dat as hulle vra, is dit effektief, moet hulle eers sê, ja, dit is effektief, of nee, dit is nie effektief nie. Dan ook as jy sien, daar moet ons vraag ook, want dit is ook vraag wat baie voorkom in vraestel 2. Dan volgende voorstel, leerders moet rig word verband met tussen die tekste, so dit is die artikel, en spraak, gaan oor die slimmer voeding, maar die jonger breine wat gegaan het oor die digitale dimensie ensovoorts. En die visuele teks was 'n advertensie gewees van Techno Life Wise, die aktiewe digitale welstand. So dit hou verband. Ons moet ons kinders bewus maak dat daardie artikel, daai visuele teks en die artikel hou verband met mekaar en daar gaan vrae wees, soos wat hulle altyd die laaste vraag maak in die vraestel. By 1.14 en dan paragraaf 7. Nie so nou is leerders deurtrek na hulle antwoord toe, hoe daardie verbande daar geskep is. Dan die volgende voorstel, waar verskille of ironie gevra word, moet beide kante van die saak in die antwoord aangebied word. Baie belangrik, hulle kry dit ook baie in vraestel 2, en later in die vraestel sal julle sien, kom dit ook voor. Ons moet ons leerders gaan leer, wat word verwag teenoor die werklikheid. So ons kinders leer dat hulle moet sê, daar word verwag dat leerders wat meer op hulle selfone is, se brein minder gaan ontwikkel. Maar in werklikheid, so nou kom die twee teenstrydigheid voor. Ons moet hulle patent maak dat hulle daarop moet fokus. Dan die volgende een, as aanhalings gevra word, moet dit 100% korrek geskryf word. Daai leerder kan nie 'n spelfout maak in die aanhaling nie, hulle kan nie leestekenfoute maak nie, andersins is dit nie 'n aanhaling nie, en daarom is dit dan nie korrek nie. So baie keer kry die kandidaat die regte aanhaling, maar hulle skryf nie korrek oor nie, en dan kan die merker nie die punt vir die leerder gee nie. So asseblief maak hulle bewus daarvan. Goed, dan as ons na afdeling B, kom ons stop sommer daar, dan hoor ons, is daar dalk enige vrae, of iets wat iemand so lank vra, oor die leesbegrip, of oor die begripstoets, wat dalk onduidelik is vir julle. Okay, dan gaan ek aangaan na die opsomming toe. Die vraag 2. Die opsomming gaan baie goed in die Vrystaat. Laas jaar het hy 79% gemiddeld uitgemerk in die vraestel. So ons leerders weet regtig, ons huistaalleerders doen goed in die opsomming. Laas jaar was wenke gevra. Onthou, dit is nie te sê dat dit altyd wenke gaan wees nie. Maar die afgelope paar jaar was dit nou wenke, so dit was tot voordeel van ons leerders. As ons na die algemene oorsig kyk, het die paneel dan tot die slotsom gekom, dat hulle goed tot baie goed in afdeling B gevaar het. Diegene wat swakker gevaar het, het steeds nie die gevraagde feite in volsinne aangebied nie. En dan dit is duidelik dat die formaat waarin die kandidate opsommings aanbied, onderrig word. En julle weet dan nou in huistaal, moet jy dit in 'n paragraaf vorm, 7 sinne in 1 paragraaf aanbied. Dan die algemene foute en die wanopvattings, dis steeds nie 1 paragraaf nie. Baie keer gaan ons leerders en hulle beplan, maar hulle trek nooit daai beplanning dood nie, en dan neem die merker aan dat dit is die finale poging, en dan merk hulle dit. So hulle moet asseblief hulle beplanning doodtrek. En dan, iets wat vir ons dalk vreemd is, maar ons moet ons leerders patent maak daarop, nuwe sinne word met hoofletters geskryf. Alhoewel ons leerders dit nie en
probeer nou op 9de merk kom, maar hulle moet asseblief nie, want dan kan hulle nie die feit merk nie, want dit is in Telegram staan. En dan kandidaate skryf hulle hele opsomming in hulle eie woorde. Dis heeltemal onnodig, want nou maak hulle onnodige foute. Ons gaan nou kyk na die voorstelle hoe hulle dit beter kan doen. Dan, baie belangrik, met die onderrig van die opsomming, maak julle leerders bewus daarvan dat die eerste sin in 'n paragraaf is nie noodwendig die kern nie. So hulle moet nog steeds gaan lees en ek weet, in graad 8 en 9 voer ons kinders baie met 'n teelepel en ons gee hulle baie keer opsommings en ek sê nie dis verkeerd nie, dis reg so, wat 7 paragrawe het en hulle moet een sin uit elke paragraaf gaan haal. Maar van graad 10 tot 12 werk dit nie noodwendig so nie. Dit kan wees dat daar meer as een in 'n paragraaf gaan wees. Baie keer gebeur dit dat die inleidingsparagraaf glad nie 'n feit bevat nie. So ons moet vir ons leerders bewus maak dat ons moet mooi gaan kyk wat is dit wat gevra word en waar gaan kry ek nou daardie wenke of daardie kerngedagtes in my leesstuk. Goed, hier is die voorstelle. Hulle moet geleer word om die opdrag uit te voer. So dis wat ek nou net gesê het. As hulle vir jou sê, lees die teks hieronder en maak 'n opsomming van die 7 wenke wat jy in gedagte moet hou wanneer jy 'n stemnota per WhatsApp stuur. Nou moet hulle gaan soek die 7 wenke vir 'n stemnota wat jy per WhatsApp stuur. Nie enige ander iets wat hulle daar vir my in my leesstuk gaan sit oor e-posse of iets anders nie, gaan nou van toepassing wees nie. Ek moet net na die 7 wenke gaan kyk. En dan ook, hulle moet onderrig word om kernwoorde en verbindingswoorde te identifiseer. Waar praat hulle van my wenke? Waar praat hulle van WhatsApp en my stemnotas? Want dit gaan nou van toepassing wees op my vraag. Dan die derde en daar, die leerders moet onderrig word dat meer as een wenk wel in een sin kan voorkom. Ek het nou daar gepraat ook. En dan onderrig die leerders om nie te veel van die bewoording van die teks af te wyk nie. Hulle hoef nie die hele opsomming in hulle eie woorde te skryf nie, want wat hulle nou gaan doen is, hulle probeer daai hele sin in hulle eie woorde sinonieme voor gaan kry. En dis heeltemal onnodig en dan maak hulle 'n feit maak later nie meer sin nie en dan kan hulle nie die punt vir daai leerder gee nie. Onthou, as jy 2 of 3 woorde uit daai sin uit weglaat of dalk 'n woord verander het, dan is dit nie meer 'n direkte aanhaling nie en dan word dit as 'n feit gesien. Dan die informele groepassessering van opsommings kan in die klas die leerders help om sensitief te wees vir onvolledige wenke of sinne. So ons het hierdie ingesit om net vir julle te wys, as ons dan oor die opsomming praat, of ons onderrig dit, laat die leerders die opsomming elke feit teruglees en dan vra jy vir die leerders in jou klas, maar is daardie 'n feit? Kan ons daardie feit aanvaar? Wat is fout met die feit? Wat is reg? Is dit reg? Het iemand anders dalk 'n ander voorbeeld van daardie feit? En so kan mens vinnig agterkom en vir die leerders help en hulle leer by mekaar wat is dan effektief tydens die feite van 'n opsomming. Goed, dan is ons na vraag 3. Die advertensies is nou by 8C van die taalvraestel. Sal jy sien, die gemiddeld was 54% in die Vrystaat, wat goed is. Dit wissel, party jare is dit 50%, ander jare was dit al in die 40%, so laas jaar het hy baie goed gedoen, hy het 54% uitgemerk, maar die vraag waarmee die leerders die meeste gesukkel het, was vraag 3.3. Julle sal sien dat dit baie goed gedoen, 71% van ons leerders in die Vrystaat het vraag 3.2 reg gehad oor die taalgebruik in reël 1 en 2, wat die doel is om die leser te manipuleer. So hulle het dit baie goed benader, maar hulle het dan klei getrap met vraag 3.3. Die vraag was, waarom word feesseisoen met 2 s'e gespel? Nou dit is basiese taalreëls wat ons toepas, en dit is waarmee ons leerders die meeste gesukkel het. So as ons gaan kyk na die algemene foute en die wanopvattings, sal jy sien, die beantwoording van vrae oor die advertensie jaarliks verbeter. En dan die evalueringsvrae, julle sal onthou as jy daaroor gepraat nou by die begripstoets ook, asook vrae oor manipulering en oorreding bly steeds vir kandidate 'n probleem. Nou ek gaan nou met julle daar gesels, wat kan ons doen hier om dit dan te implementeer as ons dit onderrig, maar dit is iets wat ons definitief op moet fokus by vraag 3. Dan die woordtegniek.
soos by vraag 3.1, want hulle vra of hulle watter tegniek word gebruik. Die woord manipuleer by vraag 3.2, die stemming by vraag 3.4 en die boodskap van die advertensie is deur menig kandidaate nie verstaan nie. Ons moet hierdie woorde gaan onderrig in ons klas. Ons moet vir hulle gaan verduidelik en die vraag saam met hulle gaan ontleed en vir hulle wys wat is die regte manier om so 'n tipe vraag te beantwoord, want hierdie tipe woorde en hierdie tipe vrae gaan nie weggaan nie. Dit is elke jaar in die vraestel. Ons moet ons leerders bewus maak van hoe word dit gebruik en wat is dit wat hulle wil hê in die antwoord as hulle vir my oor so 'n tipe woord vra. Dan die kandidaate laat steeds dele van antwoorde uit, ons het daaroor gepraat ook, en dit is nou tipies by vrae soos vraag 3.4 en 3.5 wat 2 punte getel het en 3.1, waar hulle eers een woord vra, een vraag vra, en dan is daar 'n volgende deel van die vraag. Dan die voorstelle ter verbetering. Nou baie van julle het 'n dataprojektor in jou klas en ons kan baie maklik deesdae advertensies kry en dit op ons rekenaar sit en ons kan dit vir ons leerders op 'n dataprojektor wys wat sommer in kleur reeds is. En in plaas van dat ons leerders nou al die vrae daaroor gaan gebruik en verduidelik van 'n advertensie. 'n Advertensie is altyd daar om te oorreed of te manipuleer. Jy wil die persoon of die koper of die teikengroep wil jy oorreed om tot aksie oor te gaan. So gebruik dan 'n voorbeeld advertensie sommer op jou dataprojektor as jy een het en sê vir hulle daar wat is dit wat hulle wil hê ons moet doen hier. Waarvan wil hulle ons oorreed dat die leerder besef maar ek moet dit nog steeds binne konteks gaan beantwoord. Dat hulle weet wie is die teikengroep. Daar kan jy vir hulle vra, sien julle die advertensie is in kleur? Nou ek weet, die vraestel word nie in kleur gedruk nie, maar maak die leerders ook bewus daarvan dat hulle dit in kleur sien. Ons moet onthou, die leerders wat vandag voor ons in die klas sit, is visueel ingestel. So betrek ons hulle baie beter by onderrig as wat ons vir hulle 'n swart en wit advertensie gaan uitdeel en net sê beantwoord die vraag. Ons moet hulle bewus maak van die letter tipe wat gebruik word, die visuele prikkel wat daar gaan wees. En dit kan jy doen deur groepbesprekings in jou klas. En jy kan maklik 2 advertensies so in 'n tyd, in 'n periode onderrig en dan kan jy daarna vir hulle advertensie gee waar hulle die vrae moet gaan beantwoord. Maar dan het jy saam met hulle daardie advertensie deurgegaan of 2 advertensies deurgegaan en hulle kon baat daarby. Hulle kon leer by jou waarna hulle moet gaan kyk. Wat is die funksie van die verskillende skriftipes? Hoe onder visuele prikkel die boodskap dan van die visuele van die advertensie. En dan kan hulle self dan die vraag beantwoord. Dan die leerder se woordeskat moet uitgebrei word deur ou vraestelle uitwerk. Hier het ek bedoel dat ons moet gaan kyk na woorde soos tegniek, woorde soos die stemming, woorde soos die boodskap en daai tipe goed, want dit is iets wat die heeltyd gevra word. Wat is die teikengroep? Dit word ook baie keer gevra by advertensies. Ons moet gaan fokus. En dan onderrig die beantwoording van stapelvrae. Leer die leerders terwyl jy dan nou sommer spontaan in die klas na hierdie advertensie kyk. Vra dalk vir die leerders, want julle sal 'n vraag wees oor hierdie advertensie. Ons het nou al 'n paar advertensies geoefen in die klas. Julle weet nou al hoe lyk die tipe vraag. Watse tipe vraag sal jy gevra het as jy nou iets oor die lettertipe moes vra? Draai 'n bietjie die klaskamer om dat hulle die onderrig die vraag moet uitwerk, want dit help hulle ook op 'n ander manier dink. En dan onderrig die terminologie soos funksioneel, geloofwaardig, noodsaaklik, doeltreffend, effektief. Ek dink nie enige van ons huistaalleerders kan 'n vraestel ingaan sonder dat hierdie woorde vir hulle onderrig is nie. Hulle moet dit weet want dit word by vraestel 1 en by vraestel 2 gevra. Hulle moet weet wat beteken iets van daardie woord of daardie skriftipe dien 'n funksie. So my antwoord werkwoord. As ons gaan kyk na geloofwaardig, is dit werkwoord
om te glo. Hulle moet weet wat die kern van daai woord sodat hulle dit dan kan gaan aanpak. Noodsaaklik, doeltreffend, effektief. Daar het ek vir julle gesê ook funksiewoorde soos hoe verbeter dit die advertensie, hoe beklemtoon dit, hoe hef dit uit, bevestig, wys, ooreed, manipuleer, evalueer ensovoorts. Maar baie belangrik, ek voel baie sterk daaroor. As jy 'n advertensie in die klas onderrig, moet jy begin met hoe manipuleer hulle my? Hoe ooreed hulle my? En ek het altyd vir my leerders in die klas gesê, jy lees dalk nie nou noodwendig meer 'n tydskrif nie, maar probeer dink as jy op jou foon is en jy's op Instagram en daar kom 'n advertensie op. Wat gaan maak dat jy stop en dat jy daarna gaan kyk? Want dan was dit 'n suksesvolle advertensie. Want dan het hulle jou manipuleer. Hulle ooreed jou dan reeds. Want ons leerders word so gebombardeer met so baie inligting. Maak dit vir hulle prakties moontlik dat hulle kan verstaan wat die doel van 'n advertensie is. En dan weer eens die ironie vraag. Dit moet ingeoefen word. 'n Mens sou verwag dat, maar in werklikheid het die volgende gebeur. Goed, dan as ons gaan kyk na vraag 4, afdeling C, die strokiesprent. Julle weet nou al, dit is elke keer so. Hier het ons leerders 'n bietjie swakker gevaar, maar dis ook niks niets nie. Laas jaar was hy, as ek reg onthou, 45 of 47% in 2024, ekskuus, en nou het hy 50% uitgemerk. So hulle het baie goed gedoen in vraag 4.1. 86% kon daardie vraag beantwoord. En dit is eintlik verblydend want die vraag het gegaan oor die visuele bewys wat daar is. So ons leerders het dit baas geraak en hulle het ook goed gedoen in vraag 4.2 die emosie wat die vrou oordra, maar hulle het wel bietjie gesukkel met vraag 4.4, net 39% kon dit reg hê en glo dit of nie, maar hulle het gevra die sin moet in die leidende vorm geskryf word, maar ons weet nou al ons leer sukkel met daardie tipe vrae, maar juist nou meer beteken dit nie ons kan net ons skouers optrek en sê ja, hulle sukkel altyd om nie. Ons moet juist teruggaan en sorg dat ons leerders dit inoefen, want dit is dan iets waar ons tekort skiet. So jy moet teruggaan na jou klas toe en jy moet weer gaan fokus op die bedryvende vorm voordat die leerders 'n eksamen ingaan. Vraag 4.5 het hulle baie swak gedoen, net 9 kon daardie vraag beantwoord. Vraag was evalueer die geslaagdheid van raampie 9. Weer 'n evalueervraag, so definitief is dit 'n tekortkoming. Ons moet teruggaan na ons klasse toe en ons moet ons leerders bewus maak. Wat is dit wat hulle na antwoord soek as hulle vra? En dan vraag 4.6 het 28% dit reg gekry. Hulle het gevra aan watter opsig is die ouers se optrede in raampie 10 vir Jorike antiklimaat. En ander tyd daar is weer in jou antwoord as hulle dit gaan nasien. En dan vraag 4.8, in watter opsig kontrasteer ook twee kante nie. Wat het ons weer gaan verdien kan sukkel om rond te sien. Oor die algemeen sukkel die kandidaate om humor te sien. Maar ek dink dit is belangrik dat jy ook vir die leerders moet leer. Dit beteken nie humor beteken nie maak hy vir iets lag nie. Dis nie so nie. Humor word waar is die teenstrydige en as jy dit te weet wat jy uit jou maag uit laat lag nie. Dit beteken net daar is 'n teenstrydigheid. Wat sou jy verwag en wat is die werklikheid? Want dis waar die humor lê. Goed, dan ook 'n feit wat hulle maak dat die kandidaate sukkel om raampies met mekaar te vergelyk. Hulle vra dit, hulle deel van die
persoon dan sê in op die 2, sê die spreek het hierdie stukkies van die kraan gesit op dit wat ek op dit pro word wys. Die terminologie vir daai jy gaan kyk na gesigtelike liggaamstaal, liggaamshouding daai weer eens geslaagd en dan dalk nie woord weer voor die antiklimaks. So ons moet vir ons leerders dit gaan verduidelik. Dan die voorstelle ter verbetering, onderrig die leerders om op visuele tekste te kan reageer. So hulle moet dit eers ontleed en interpreteer. So hulle moet gaan kyk, is die visuele uit by die kamera. Anders dan my hand van regiore se voorstelle vra om nuwe striksprente uit te werk. So as ons dit nou al bietjie onderrig het, laat hulle bietjie die vrae uitwerk. Laat hulle bietjie gaan en uit wat is waar hulle leer, soos wat ek vroeër ook gesê het, op 'n nuwe manier. Dan leerders moet eers die oorwigse boodskap van die kontras voordat hulle werklik hierdie strokies gaan kan interpreteer. En dan kyk na ooreenkomste en verskille van sarkasme en ironie, dit gaan hand aan hand met die vorige punt ook, want dan gaan hulle hierdie wyse teruggaan en vir leerders in plaas van die hele tyd net ironie vrae te vra, hulle ook antiklimaks of 'n teenstrydigheid gaan vra, sodat dit oefen. So baie goed, dan gaan ons kyk na vrae. Leerders luister baie in ons dat dit vir jare pas. Vir vraag van. So ons kan definitief sien dat ons kritiese taalbewustheid word baie onderrig in die klas wat fantasties is. Die vraag die swakste ingedien was so pas so dat ons nie net so baie op kritiese taalbewustheid fokus en dat ons vergeet van ons basiese taal en dit begin van graad 10 af. Eintlik van graad 8 en 9 af moet dit ingedrul word by ons leerders. Graad 10 moet ons nog baie fokus met die verduidelik en die onderrig van basiese taalreëls en dan eers kan ons begin en die toepassing en as hulle nie verstaan nie. So vraag 5.1 en 5.2 was redelik okay. Vraag 5.3 het hulle baie swak ingedoen. Dit is seker die vraag wat die swakste beantwoord is. En het gesê gee 'n antoniem uit paragraaf 2 vir dikwels. Nou ek gaan nou by dit kom. Hoekom dit dan swak beantwoord is? Vraag 5.5.1 ek ook swak gedoen is 25% wat die bewerkwoord is wil. Nou daai deel van die vraag is nie die slegste beantwoord nie, maar ek dink hulle het gesukkel met hoe sal die sinsbetekenis beïnvloed word indien wil met wou vervang word. Hulle het klei getrap daar, hulle het nie verstaan nie, dit verander nie. En dan 5.5.2 gee die korrekte intensiewe vorm van glad binne konteks. So ons kan die hele tyd keer nou die verkeerde en dan die en dan gee word intensiewe vorm. Dit is wat jy net. Dan vir vraag
Hier sê hulle ook, daar was 'n merkbare verbetering in vraag 5 en die kandidaate besit steeds nie basiese taalstruktuur vrae oor byvoorbeeld intensiewe forme en afkortings ensovoorts nie. En dan ook die kandidaate sukkel steeds om funksievrae te beantwoord soos vraag 5.4. Onthou die funksievrae, ons het daaroor gepraat al by die begripstoets en by vraag 3 en 4, wat is die funksie van die voorvoegsel ge? Ja, ek kan nie dink eintlik dat hulle sukkel om iemand te doen en ek weet dit word onderrig ook, maar ons moet ons kinders bewus maak daarvan daai voorvoegsel dra betekenis, daai voorvoegsel het 'n spesifieke funksie. Dan die kandidaat verstaan steeds nie die verskil tussen die volgende vraagstellingsmetodes nie. Dit is wat ek wil julle bewus maak van. Hulle sê gee antoniem uit paragraaf 2. Nou wat het ons kandidaat gaan doen? Baie van hulle het 'n antoniem gegee, maar die vraag was pertinent 'n antoniem uit paragraaf 2 vir dikwels. So die antoniem lê in daai paragraaf 2, maar hulle het hom nie daar gaan soek nie. Hulle het 'n eie een gaan skep en dit was dan 'n probleem. Goed, voorstelle ter verbetering. Taalstruktuur en konvensies sal vanaf graad 8 meer aandag moet geniet. Dit is nie 'n aspek wat eers in graad 12 onderrig kan word nie. Soos ek net nou ook vir julle gesê het, ons moet ou vraestelle uitwerk sodat ons leerders eksamen fiks kan maak. Uit die ou vraestelle uit gaan jy dalk sien my kinders sukkel met leidende en bedreigende vorm. My kinders sukkel dalk met klankverskynsels. Dan gaan ek teruggaan in dit onderrig, maar daar is fisies nie tyd in graad 12 om al die taalaspekte en taalreëls weer vir ons graad 12 te verduidelik nie en dan dit in te oefen ook nie. So ons moet baie harder werk in graad 8 en 9 en graad 10 om die basiese taal vir ons leerders daar vas te lê sodat hulle dit ken in hulle graad 12 jaar. Dan sinvolle en gefokuste informele assessering. Maak 'n bietjie gebruik van speletjies in die klas. Maak dit bietjie meer informeel as jy assesseer, mondelingse assessering, dat leerders dalk die vraag moet kom verduidelik, soos byvoorbeeld kom verduidelik vir my op die bord, toe kom is feesseisoen met S'e geskryf. Dat hulle bietjie op die bord dit kan kom doen. Daag die kinders so uit dat hulle informeel assesseer. En dan informele woorde skaptoetsies op 'n kompetisiebasis in die klaskamer. Maak dit prettig, maak dit 'n speletjie in plaas van om net te sê ek skryf 'n speltoets vandag, daar's 10 woorde, hier is die 10 woorde. Laat hulle looitjies trek met 'n woord op en hulle moet dalk sinne vorm met hierdie woorde. Dit is iets anders wat mens kan doen. Dis altyd vir die leerders lekker. Ek sê weer, die kind wat vandag voor ons sit, ons kan nie daai kinders dieselfde onderrig soos wat ons 5 jaar of 10 jaar terug onderrig het. Baie van julle gebruik baie oulike speletjies om dan so te assesseer. Dan die funksie moet onderrig en beklemtoon word en die leerders moet weet om sulke vrae te beantwoord. Dit is ons het nou al baie daar gepraat vandag oor hoe ons te werk moet gaan daarmee. En dan onderrig die beantwoording van staalvrae, soos byvoorbeeld vraag 5.5.2, dat hulle korrek benader, dat hulle moet op, hulle moet stop by daai punt en kyk, wat vra hulle vir my daar, kom ek beantwoord eers dit. Gaan terug na die teks toe, pas daar die intensiewe vorm in daai teks en dan benader ek die res van my vraag, dat ek seker is dat ek hierdie eerste deel van my vraag benader. Laastens, leerders moet onderrig word en wanneer 'n antwoord generies van aard is. Hiermee bedoel ek net, ons moet ons leerders bewus maak, ek kan nie sê, dit is daarvoor beklemtoon nie. In die eerste plek, wat is dit? Julle moet vir julle leerders leer ook, jy kan nie 'n antwoord met dit hê nie. Ek moet gaan sê, wat is daai dit? Die hoofletter is daar, of die uitroepteken is daar, beklemtoning, maar die beklemtoning van wat? Hulle moet dit binne konteks gaan sit. Dan generies. Ons leer met die om binne konteks te beantwoord. En dit is ook iets wat jy in jou klas kan oefen as jy jou taalwerk maak of jou begripstoets maak. Laat hulle die antwoorde gee en dan sê jy vir hulle wat daarvan. Die regte antwoord
vraestel 2 kyk, want vraestel 2 het verskillende genres in wat ons almal, of dit het die regte genres in, maar dit het verskillende temas in drama, die veiligheid, ander vraestel 2 is soort defensie woorde, om 'n evalueringsvraag, as jy kan baie van die en dit net so gaan gebruik in vraestel 2. Ek wil julle net los met iets oor vraestel 3. Vraestel 3 se gemiddeld was 65 of 64%. So ons lê op 'n baie goeie gemiddeld in die Vrystaat as ons gaan kyk na vraestel 3. Maar ons moet teruggaan en ons moet gaan kyk na hoe gaan ons kreatiewe skryfwerk onderrig. Wat is 'n goeie opstel? Wat is 'n kreatiewe opstel? En soos ek vroeër hier nog gesê het, ons sit met ChatGPT wat dit ons baie maklik maak as ons dit gebruik. Jy 'n onderwerp gee in die klas. Jy gee vir 'n en hulle kom ons gaan dit neer. Nee, spanning gebou of wat ook al die geval nou is. En dan sê vir hulle, okay, nou wil ek hê julle moet vir my oor hierdie onderwerp wat ek nou vir julle gaan gee, wil ek hê julle moet net vir my 'n inleiding gaan skryf. Ons hoef nie altyd 'n volledige opstel te gaan skryf nie. Jy het skryf dan onderrig. Fokus dan op 'n en as hulle die slot moet gaan skryf, sê vir hulle, ek wil hê jy moet nou kortsinne gebruik, ek wil hê jy moet 'n vraagteken gebruik, jy kan die kriteria gaan opstel vir wat in daai slot moet wees, na aanleiding van jou onderwerp. Dan het jy weer eens skryfonderrig en ons maak nie ons kinders maar nou hulpbronne of die wetenskap goeie inleiding van hoe gaan ons weer een jy moet van sê, wat gaan ons by die inleiding moet sit? 'n Volgende leerder moet vir ons help met die beplanning by die eerste paragraaf ensovoorts ensovoorts. Dit is om met jou gee ons leerders die gereedskap om vraestel 3 beter aan te pak. Net so by die transaksionele tekste ook. Ons moet eers vir ons leerders gaan verduidelik, wat is die opdrag wat hulle moet uitvoer by 'n transaksionele teks? Want 'n transaksionele teks is nie soos 'n kreatiewe opstel waar dit net kreatiwiteit toets nie. By 'n transaksionele teks is daar 'n opdrag wat jy moet gaan uitvoer. Ek moet eers na die opdrag gaan en ek moet dit wat hier binne my brein is, moet ek op papier en woorde kan gaan sit. Ek moet die opdrag kan uitvoer. So maak die leerders bewus daarvan, gee hulle 'n voorbeeld van die regte formaat, onderrig hulle daarin, verduidelik vir hulle wat is 'n huldeblyk, wanneer gaan 'n huldeblyk gelewer word, waarna moet ons kyk as ons die huldeblyk skryf, en dan eers kan hulle die huldeblyk aanpak. Daar ten slotte het ek vir julle gesê, ons moet aanpas en elke jaar vernuwe. Ek weet dit is moeilik. Ek weet dit is moeilik want vir die afgelope 20 jaar gee jy nou al Afrikaans huistaal en elke jaar is jy mismoedig want die kinders raak net swakker en hulle leesvoet is minder en hulle leesbegrip is swakker en hulle leesvaardigheid verswak. Maar dit gaan nie die saak verander nie. Ek en jy moet verander. Ek en jy moet gaan aanpas in ons onderrigstrategie. Ons moet gaan vernuwe want soos ek vir julle gesê het, ons sit met generasie alfa voor ons in die klas. Ons kan nie meer onderrig soos wat ons 5 jaar terug onderrig het nie.
Die diagnostiese verslag gee vir jou die gereedskap om dit wat fout gegaan het laas jaar in die eindeksamen toe te pas van graad 10 af in jou Afrikaanse klas, sodat jy verseker dat jou leerders voorbereid die eindeksamen ingaan of hulle graad 10 eksamen ingaan, sodat hulle beter voorbereid is en dat hulle met selfvertroue hierdie vraestukke gebruik. Hierdie diagnostiese verslag is ook iets wat jy in jou vakverbeteringsplan gaan gebruik, want dit wys vir jou waar die leemtes was en dit gee ook vir ons voorbeelde van hoe ons dit beter kan maak in ons klas, in ons vakverbetering. So hierdie is iets wat jy die hele jaar gaan aanpas. En ek wil ook julle laat met dit, jou vakverbeteringsplan is nie 'n dokument wat aan die begin van die jaar opgestel word en dan bly hy so nie. Want die leerders voor jou ontwikkel dalk vinniger of hulle haak vas by 'n sekere ding wat jy opgemerk het, so jy moet teruggaan en weer dit gaan aanspreek. Dit is 'n werkbare dokument wat die heeltyd gaan verander. Ek het baie gepraat, ek hoop ek het bietjie sin gemaak en ek hoop dat jy iets vandag geleer het en baie sterkte met julle jaar wat voorlê en dan sien ek uit om aan die einde van die jaar die Vrystaat se uitslae weer te gaan ontleed en te sien hoe julle op 'n fenominale en op uitstekende manier hierdie leerders in julle klasse onderrig, sodat hulle dan die sukses behaal op die einde van die dag. Baie dankie. Ek wil sommer net by julle hoor ook of daar enige verdere vrae is wat julle vir my wil vra. Marlies, ek sien nie Ja. hande nie, maar ek wil vir jou baie dankie sê vir 'n baie deeglike verslag en die rustige stem wat jy hier het. Ek dink van nou af gaan jy almal se aanbiedings doen, so jy moet jouself gereed maak daarvoor. Maar baie dankie, dit was baie goed geweest en ek weet dit vat baie tyd om hierdie ding voor te berei. So ons waardeer jou, baie dankie. Baie dankie Jan Harm. Ja, dan is dit. Ek hoop dit was vir julle sinvol en dat julle 'n rustige middag verder het. Baie dankie.